Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Kom ons lees saam uit Hebreërs 4 uit, net 'n paar woorde. Want die woord van God is lewend en kragtig. Wat beteken dit? Die woord. Wel, dit wat jy hoor. Gewoonlik die skrif. Hierdie idee wat na jou toe kom. Hierdie konsep, hierdie frase. Daar is iets in dit. Hy's lewend. Deur die werk van die Heilige Gees word hierdie woorde lewend en kragtig. En die Griekse woord vir kragtig is energia. En jy kan hoor waar ons woord energie vandaan kom. En vandag is daar 'n groot eksegeet in die wêreld wat pleit daarvoor dat ons die woord energia met energie sal vertaal in ons nuwe vertalings wat voortkom. Die woord is lewend. Dit bring lewe. Dit bring energie. Dit is waaroor die Bybel gaan. Die Bybel is mense wat getuienisse lewer van die woorde wat vir hulle lewe gegee het, wat hulle lewe beter gemaak het. Hulle uit 'n bestaan uitgevat het, na dis goed, na energie toe. En vandag het dit nog steeds daar dieselfde effek, of kan dit dieselfde effek op ons lewe gee. Die disippels het die Here Jesus eendag gesê, toe hy vir hulle sê, wil julle nie ook gaan soos die ander nie? Gaan nou met julle gewone lewe. Toe sê hulle, maar ons kan nie, want U het die woorde van lewe. Ons sal niemand anders toe kan gaan nie. Die effek wat dit het op ons, as ons luister na U, as ons saam met U is dat die lewe net beter word vir ons. Ons word gevul met lewenslus, met energie. So, ons gaan nie. In Lukas 22 is daar die verhaal van die Emmausgangers. Is net na die kruisiging van Jesus. Hulle het hulle geloof verloor. Al hulle drome, hulle planne van die toekoms is daarmee heen. Dit het gedraai om Jesus. En veral om die feit dat hy dalk die nuwe Messias sal wees, wat die Romeinse regering sal regsien, sodat hulle regverdigheid en 'n beter regering kan hê en 'n beter lewe kan lei. Hulle draai hulle rug op Jerusalem. Hulle skouers hang. Hulle gesigte wys. Hulle lewens is nie goed nie. Jesus sien dit. En hy praat met hulle. En hy vra vir hulle, hoekom lyk julle so? Wat's aan die gang? En hulle vra vir hom, het jy nie gehoor wat gebeur het nie? En natuurlik weet Jesus waaroor dit gaan en hy sê, nee, vertel my, die groot terapeut, vertel my daarvan. En hulle begin met hom te praat oor wat met hulle gebeur het. En Jesus hou met hulle 'n Bybelstudie. Hy begin die skrifte vir hulle uit te lê en vir hulle te toon wat die skrifte van hom te sê het. En hulle harte begin te brand. Hulle hele lewe draai om en verander deur hierdie ervaring. Dit was 'n terapeutiese ontmoeting gewees. Is interessant. Hopeloos, moedeloos, seer gekry deur hulle geloof, saam met ander mense met wie hulle geglo het, en nou draai hulle hele lewe om, deur die skrifte, hulle harte begin te brand. Ons kan sê, energie word vrygestel in hulle, en hulle lewenslus word herstel. Het jy al ooit so ervaring gehad? Daar's baie mense wat so ervaring het. Dis dikwels vir my 'n fisiese ervaring, waarin ek voel my hart begin vinniger te klop. My asemhaling verstel, my pupille vergroot, adrenalien word vrygestel, ek raak opgewonde as ek dit hoor. Dit bring lewe, dit skep moontlikhede vir my. Dikwels kreatiwiteit, idees van goed wat gedoen kan word gebore. Net met dit te sit. Dit is nie ons almal se ervaring nie. 'n Baie goed bedoelde, opregte mense met 'n groot begeerte, het glad nie so ervaring met die Bybel en weet nie eintlik
wat om te doen. Is daar iets wat ek moet doen? Iemand het al vir my gesê, ek wens dit kan met my wees soos wat dit met jou is. En ek wens ek kan glo soos met jou is. Ek voel ek doen niks spesiaal nie en daar's baie ander wat so ervaring het. En dit gebeur ook nie altyd elke keer met jou nie. Maar wat is dit? In 40 jaar wat ek regtig baie ingesit het, vandag op 'n plek is waar ek so lief is vir die woord, vir die skrif, baie geleer het, nog steeds baie vrae het, nie alles opgelos is nie, het ek 'n paar dinge besef. En dit is dat die Bybel uitgelê moet word. En dat dit nie eenvoudig is nie. Die aard van die Bybel is dat ons dit moet uitlê. Dit is nie so eenvoudig as om te sê, solank ek net 'n teks het daarvoor nie. Daai teks word op baie maniere verstaan. So baie keer het mense al vir my gesê, nee, probleem met jou nie, solank jy net die Bybel preek, of net die Bybel glo. Almal glo die Bybel, al die gelowiges, op 'n manier. Maar selfs Petrus het gesê, die Bybel en dit wat Paulus skryf is nie eenvoudig nie. Paulus skryf en sê, ek weet nie of julle dit nou sal verstaan wat ek vir julle sê nie. En dan sê hy goed wat baie verwarrend is, soos dit wat ek nou vir julle sê is uit myself uit. Dis nie van die Here af nie. Nou, maar hoekom is dit in ons Bybel? Is dit dan Bybel vir ons? Weet, daar's moeilike goed in die Bybel. Maar 'n groot en 'n belangrike ding van die Bybel is dat dit 'n gemeenskapsboek is. En dat hy tot stand gekom het deur mense. Mense het besluit watter boeke in die Bybel gaan wees. So sola scriptura beteken nie sonder mense nie. Die Bybel op sigself alleen by homself nie. Dis 'n boek wat deur mense gelees en deur mense uitgelê moet word. En is so goed om na ander te luister, ons moet. Deur dan die mense se stemme wat deur die eeue die Bybel gelees het en probeer verstaan het. Maar een ding is seker, ons kan nie wag dat ons al ons probleme met die Bybel oplos, voordat ons die Bybel begin lees. En voordat ons nie begin te werk met dit en ook te kyk na wat dit beteken en vir ons kan doen nie. Jesus vra vir iemand, wat is in die wet geskrywe? Wel, die destydse Bybel vir hulle, Jesus se Bybel. Hoe lees jy dit? En dit is baie interessant. Vir my vanoggend ek lees Levitikus 18 tot 20 en daar is meer as 40 moenie in hierdie gedeelte. Daar's net een vers, positief. Jy moet lief hê en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Levitikus 19 vers 35. Nou dit is baie interessant, toe Jesus die skrifte aanhaal, toe die skrif hier aangehaal word, toe sê die persoon, dit is die belangrikste ding. Nie al die moenies nie, net die een ding dat jy moet lief hê. Dis die kern, dis die hart, dis waaroor dit gaan. Dis, om die wetenskaplike woord, dis ons hermeneutiese beginsel en bril waardeur ons moet lees, is deur die liefde. Dit is wat dit is. En dan sê Jesus vir hom, hoe lees jy? Hoe lees jy? Hier is 'n ou manier van lees. Voordat die Bybel nog beskikbaar was, gebind was, het die leiers van die kerk bymekaar gekom en hulle het saam besluit op 'n manier wat hulle gevoel het die massa sal help om die woord te kan hoor, sodat die woord in hulle kan begin lewe en sodat hulle dit kan begin doen en volgens die woord kan begin leef. Dit het bekend gestaan as Lectio Divina. En daar is 4 groot komponente. Dit is Latyn en dit is lectio is lees, is meditatio, dis mediteer, dink na oor wat jy lees, dis oratio, dit is praat met die Here daaroor, bid en dan's dit contemplatio, sit daarmee, dink daaroor na. Dis 'n manier waarop jy moet leer om die Bybel te lees en met die Bybel om te gaan. Maar dis 'n manier waarop enige iemand wat kan lees, kan omgaan.
en kan leer om dit te doen. Nou, die beste is om daaroor te lees, uit te vind, te begin om dit te doen, dit dalk saam met iemand te doen, wat dit al reeds beoefen vir 'n tyd. Because it's sometimes more caught than taught, sê hulle. Jy tel dit op. So, ons kan hom vra, help my, lei my. Niks sal 'n groter invloed op jou manier van lewe hê nie, as wat jy dink van die Bybel, het Charles Spurgeon gesê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die woord wat U vir ons gee. Ons vra dat U ons sal help om agter te kom wat ons lees. Ons sal help om dit op die regte manier te lees, sodat die woord in ons kan lewe, ons die woord kan hoor. In Jesus se naam, amen.